Môre gemeente. Verskoon as die stem so 'n bietjie gaan. Ek het vanoggend wakker geword met 'n ordentlike keelseer. Natuurlik nou met jy 'n taamlike woord het om te bring. Maar ons is nie bang nie. En die Here is groot. Julle ons is soos Waldie gesê het, ons is besig nog steeds met die eindtye. En waar ek in die vorige keer vir julle gesê het, ek betree kontroversiële waters, gaan ons vandag verder in dieper kontroversiële waters in. Maar ons is nie bang, nie? En ja, ek vra vir 'n oop gemoed, 'n oop hart, om regtig net te luister na wat die Here vir jou wil sê uit sy woord. Nou die wat my vorige boodskap gemis het, ons is besig met Paulus se raamwerk oor die eindtye vanuit 1 en 2 Tessalonisense. En ons het laas gepraat oor die hele gebeurtenis van die wegraping, soos Paulus het mooi verduidelik in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. En ons het gesien dat in Openbaring 4 vers 1 en 2, na die einde van die era van die kerk in Openbaring 2 en 3, waar dan nie weer gepraat word oor die kerk in die res van Openbaring nie. Gebeur daai 'n gebeurtenis in Openbaring 4 vers 1 en 2 waar daar 'n bevel kom wat Johannes opwaarts neem tot in die troonkamer. En daai hele gebeurtenis dui op die wegraping van die kerk na die era van die kerk op aarde klaar is. En terwyl Johannes in die troonkamer is, kom die stem van die Here wat vir hom sê, ek wil vir jou wys wat hierna gaan gebeur. Nadat Johannes in die troonkamer is. Na die era van die kerk op aarde. En dit is waarna ons vanoggend gaan kyk. Nou vanoggend se onderwerp, soos ons nou al gesê het, is daar baie verskillende sienings en opinies oor. Maar dit beteken nie ons moet stil bly daaroor nie. Want dit is eintlik 'n baie lekker onderwerp om oor te gesels. En al is dit 'n onderwerp wat eintlik lei tot baie bekleierery onder gelowiges, is dit eintlik geen rede om daaroor te beklei nie. Want dit is 'n lieflike geleentheid om die woord dieper en dieper te ondersoek. En weet jy wat gebeur wanneer jy dit doen? Jou geloof word gebou. So dis nie 'n saak van opinies nie. Dis meer 'n saak van hoe diep gaan ek in die woord soek. En dis wat hierdie onderwerp so lekker maak, is hy nooi jou uit om meer en meer en meer te gaan soek in die woord. Nie op YouTube nie. Nie op AI nie. In die woord. Sien Paulus sê in Romeine 14 vers 5, dat as gelowiges gaan ons verskillende standpunte hê oor verskillende sake. Maar dan sê hy, dis baie belangrik, dat elkeen van ons in ons eie gemoed oortuig moet wees van ons standpunt. Jy sien, Paulus sê, dis belangrik dat jy 'n standpunt het. Want wat is 'n standpunt waarin jy oortuig is? Dis iets waarin jy glo. Jy sien, wanneer geloof afwesig is en jy het eintlik nie 'n standpunt nie en jy wapper hierso, jy weet eintlik nie, is eintlik 'n afwesigheid van geloof in daai spesifieke saak. So dis belangrik, sê Paulus, al verskil jou standpunt, maar dat jy in jou gemoed 'n oortuiging daarvan moet hê. So vanoggend gaan ek met julle met vrymoedigheid deel vanuit my oortuiging vanuit die skrif. En al verskil dit van joune, hoop en vertrou ek dat jy versterk sal word in jou gemoed rakende jou standpunt. Dis hoekom ek sê, dis 'n lekker onderwerp wanneer dit goeie vrug as ons dit reg benader. So, kom ons begin. Is julle reg? Het julle julle Bybels? Fantasties. Maak hom oop by 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11.
Hou hom asseblief vir my daar oop. Ek gaan baie skrifte hier gooi bo, maar ek wil hê jy moet volg want dit is ons bronteks. So ons het gesien Paulus het in hoofstuk 4 die hele saak van die wegraping hanteer. Hy het dit afgehandel en gesê bemoedig mekaar hiermee. Nou in hoofstuk 5 vanaf vers 1 begin hy met 'n nuwe saak rakende die eindtye. En dit is waarna ons gaan kyk. Kom ons lees die eerste 3 verse. Oor die tye en geleenthede, broers, is dit nie nodig dat ons aan julle skryf nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval en hulle sal beslis nie ontkom nie. Nou as jy nou mooi geluister het, begin Paulus hierso met 'n baie spesifieke term wat hy gebruik. Die dag van die Here. En dit is waaroor hierdie hele segment gaan wat Paulus nou hanteer in hoofstuk 5. Dit gaan oor die dag van die Here. Nou Paulus maak dit duidelik hierso dat die gelowiges in Tessalonika glad nie onbekend is met hierdie term nie, en is heel moontlik omdat Paulus dalk met hulle gesels het daaroor en vir hulle lering gegee het toe hy hulle besoek het in Handelinge 17. Maar ons was nou nie daar nie. So ons moet nou so 'n bietjie verder gaan soek. So volgende wil ons net so 'n bietjie stil staan by hierdie term om dit te verstaan. Wat is dit? Waar pas dit in? Op wie is dit van toepassing? So die eerste vraag waarmee ons begin is, wat is die dag van die Here waarna Paulus verwys? Nou dis een van daai terms in die Bybel wat baie maklik, baie verskillend verstaan kan word, omdat daar verskillende skrywers in die Bybel is, wat verskillende stukkies openbaring rakende die dag van die Here weergee. Dit is amper soos 'n klomp legkaartblokkies. Nou hierdie term het sy oorsprong in die Ou Testament waar die profete ten minste 19 keer daarna verwys. Nou, dis die profeet Esegiel wat vir mens die beste omvattendste amper sê beskrywing van die dag van die Here gee. Dit sê in Esegiel 30 vers 3 dat die dag van die Here sal 'n tyd wees van die Here se oordeel oor die nasies. Baie eenvoudige, opsommende beskrywing wat Esegiel daar gee. Dis is om te sê, kom ons sê daar is iemand wat besig is om ongeregtigheid te doen en dit maak jou kwaad. Jy kan niks aan dit doen nie. Dit krap jou om en al wat jy kan sê, jou dag sal kom. En dis wat Esegiel daar sê. Hy sê die nasies wat so aangaan hulle ongeregtigheid teenoor die Here, julle dag sal kom en daai dag is die dag van die Here. Soos ons gaan sien nou uit 'n paar voorbeelde van die profete, dis 'n beslissende tyd wanneer die Here ingryp met sy oordeel, sy rampe, sy straf. Dit is 'n uitgieting van sy toorn. En dit kom met vernietigende werke. Dit is glad nie 'n lekker tyd nie. Kom ek lees vir julle wat 'n paar van die profete noem. Ons begin by Sefanja. Hy lys hier sommer 'n hele paar gebeurtenisse as deel van die tydperk van oordeel. Sefanja 1 vers 14 tot 18. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie vinnig aan die kom. Luister, die dag van die Here, dan skree die held bitterlik. Daardie dag is 'n dag van gramskap, 'n dag van benoudheid en kwelling, 'n dag van verwoesting en vernietiging, 'n dag van duisternis en donkerte, 'n dag van wolke en diepe duisternis, 'n dag waarop die ramshoring en die oorlogskrete oor die versterkte stede en oor die hoë hoektorings weer galm. Ek gaan die mensdom in die nou te bring. Hulle sal soos blindes voortstrompel, want hulle het teen die Here gesondig. Hulle bloed sal uitgegiet word soos stof, hulle ingewande soos uitwerpsel. Nog hulle goud, nog hulle silwer sal hulle kan red op die dag van die Here se gramskap. In die vuur van sy drif sal die hele aarde verteer word. Ja, 'n gruwelike verwoesting bring hy oor al die aardbewoners. Glad nie 'n lekker prentjie nie.
Amos 5, vers 18 tot 19 sê die volgende: Wee die wat uitsien na die dag van die Here. Wat hou dit vir julle in? Die dag van die Here is duisternis, nie lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer val hom aan as hy wel in die huis kom en met sy hand teen 'n muur leun, dan pik 'n slang hom. Jesaja 13 vers 9 tot 10. Kyk, die dag van die Here is aan die kom, wreed, vol gramskap en brandende toorn, om die aarde 'n skrikbeeld te maak en die sondaars van die aarde daarvan af uit te delg. Ja, die sterre aan die hemelruim en Orion met sy sterrebeelde laat nie meer hulle lig skyn nie. Die son word donker sodra dit opkom en die maan straal nie sy lig uit nie. Julle, so is daar stukke en stukke en stukke uit die profete oor die dag van die Here. Nou wat ons hier kan sien net uit hierdie voorbeelde, is dat die dag van die Here 'n tyd sal wees waar die son donker is en duisternis sal wees. Maar tog sê Joël weer in Joël 2 vers 31 dat die groot en verskriklike dag van die Here kom na die son in duisternis is. Jy sien, hier kom die Here en hy wys vir Joël eintlik nog iets meer intens rakende sy toorn. En Joël fokus in op dit en hy noem dit die groot en verskriklike dag van die Here. Dis amper asof hy die klimaks sien van die Here se toorn, van sy oordeel wat uitgegiet word. En so kom die Here en hy gee vir elke profeet stukkies en van sy oordeel wat kom. Ja, wat ons hieruit kan aflei, die profete praat nie teen mekaar nie. Die profete koppel alles rakende die oordeel van die Here oor die aarde onder die term die dag van die Here. Daar's nie iets buitekant dit nie. Wanneer dit die oordeel van die Here is wat kom oor die aarde, koppel hulle dit onder die dag van die Here. Hoe dit binne in daai dag lyk, kleur die profete verskillend in. Sommige sien die hoogtepunt, sommige sien die einde van dit. Nou die profete help ons nie regtig om te verstaan wanneer die dag van die Here is nie. Maar wat hulle wel doen, is hulle help ons om te sien en te verstaan waaroor die dag van die Here gaan. Met ander woorde, waarmee het ons te doen wanneer ons praat oor die dag van die Here? Daarmee help die profete ons. En hierdie term verskyn net in 4 plekke in die Nuwe Testament. In Handelinge 2:20, in 1 Tessalonisense 5:2 wat ons nou net gelees het, en dan in 2 Tessalonisense 2:2 en dan in 2 Petrus 3 vers 10. So wat jy kan hoor hierso is net Paulus en Petrus wat hierdie term gebruik in die Nuwe Testament. Nie as Johannes gebruik het nie. En Paulus en Petrus gebruik dit met verwysing na wat die Ou Testamentiese profete daaroor geskryf het. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons wel lees wat in die Ou Testament staan, wat die profete van ouds geskryf het, want dit gee vir ons definisie van wat in die Nuwe Testament staan, veral om die eindtye te interpreteer. 2 Petrus 3 vers 10 beskryf Petrus die dag van die Here as 'n gebeurtenis wat onverwags kom en waar die wêreld deur groot vernietigende werke moet gaan. En dieselfde dan wat Paulus in 1 Tessalonisense 5:3, waar Paulus dit beskryf as 'n tydperk van vernietiging. So hierdie tema van vernietiging is gekoppel aan die dag van die Here. Nou goed, ons weet nou die dag van die Here verwys na 'n tydperk van God se oordeel oor die aarde. En ons sien dat Paulus in 1 Tessalonisense 5 verwys na hierdie dag as nog 'n gebeurtenis wat wag in die eindtye. Maar nou is die vraag, wanneer is die dag van die Here? Want hierso is die ding. Jou verstaan en interpretasie van wanneer die dag van die Here is, beïnvloed jou siening en jou verstaan van wanneer die wegraping van die kerk plaasvind. En hierdie julle is een van die groot, amper sê gevegspunte in die kerk van Jesus, soos ons hierso staan.
die verskillende opinies rondom hierdie saak, die wanneer, maak dat mense beklei onder mekaar. En jy weet, mekaar wil uitoorlê met hulle verstaan, maar dit is waar die groot area van verskil lê in hierdie wanneer en jou verstaan daarvan. Dis hoekom dit belangrik is om hierdie saak te gaan vat van die dag van die Here af. En as jy mooi gaan luister deur hierdie boodskap, gaan jy sien hoe mooi Paulus dit eintlik vir ons prakties uiteensit. Nou omdat hier baie verskille is, ek weet hier onder ons net sit verskillende verskille oor hierdie saak. Al is daar nog verskille oor die vorige een, hierdie een dink ek het nog groter verskille hier onder ons. Maar dis vir ons met ruimte vir mekaar hê. Dis juis 'n lieflike geleentheid om die woord dieper te ondersoek. Maar kom ons kyk en ons gaan verder, ons kyk wat sê die woord. Ek moet nou eers weer 'n sluk vat hierso. Nou daar's nog 'n profeet. Ek het die jaar begin om oor sy lewe te preek. En dit is nou vir my baie snaaks dat ek nou die jaar hier afsluit waar ons nou eintlik fokus oor dit wat hy self gesê het. En dit is profeet Daniël. Jy sien, Daniël is die een profeet wat vir ons meer duidelikheid gee oor die periode van die dag van die Here. Nou die profeseë van Daniël, julle staan kern in die verstaan van die eindtye en om die boek Openbaring te kan verstaan. Jy sien, Openbaring spesifiseer maar net die detail van dit wat Daniël geprofeteer het. So as jy Openbaring wil verstaan of bestudeer, moes jy eers ordentlik vir Daniël deurgewerk het en sy profeseë goed verstaan. Want Daniël het voor Openbaring gekom. Nou ons lees in Daniël 8 vers 19. Kyk, ek gaan aan jou bekend maak wat sal gebeur aan die einde van die vervloeking, want dit verwys na die vasgestelde tyd van die einde. Die engel Gabriël is besig hier om vir Daniël te wys wat gaan gebeur in die vasgestelde tyd van die einde. En hy noem hierdie tyd die vervloeking. In Engels, as jy Engelse Bybel het, gaan dit vir jou sê the indignation, die vervloeking. Dis een tydperk, hy het 'n begin en hy het 'n einde. Ons sien in Daniël 8 vers 23 tot 25 hoe Gabriël vir Daniël nou hierdie tydperk beskryf as die opkoms tot die vernietiging van die anti-kris. In Daniël 11 vers 36 word die wee en die werke van die anti-kris, jy weet dit wat hy doen, word weer eens gekoppel aan die vervloeking. So is baie belangrik om 'n koppeling te maak tussen die anti-kris en die vervloeking. En Daniël gebruik geen ander term wanneer hy verwys na die tydperk van die anti-kris nie. Nie 'n ander woordjie of iets wat hy gebruik, dit is altyd dit sy verwysing na die tyd van die anti-kris is die vervloeking. Nou hier is die ding, die woord vervloeking in Hebreëus beteken Zaham. En onthou nou, Daniël is in Hebreëus geskryf. So daai woordjie vir vervloeking is Zaham. En Strong sê in Engels beteken dit fury, angry, indignation, rage. Soos ek net vir jou sê, die Engels skryf indignation vir dit. Maar die Griekse vertaling van hierdie Hebreëse woordjie Zaham is orgai. En in Engels vir orgai is wrath. Afrikaans, toorn en veroordeling. So Daniël 9 vers 27 kom en hy wys vir ons dat die hele tyd van die anti-kris is 7 jaar. So ons kyk na 7 jaar van dit wat Daniël Zaham noem, orgai, toorn, veroordeling. 'n 7 jaar periode van veroordeling. Nou in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3 kom bevestig Paulus nou wat in Daniël staan. Nou Paulus was 'n goeie kenner van Ou Testamentiese skrif. So hy weet baie goed wat Daniël skryf. En dis hoekom dit so belangrik is om Daniël te verstaan wanneer jy werk
met hierdie goed tot en met Openbaring. So Paulus verstaan Daniël baie goed en hy kom bevestig wat Daniël skryf. Daar staan, ek lees vir julle uit die 53 vertaling wat die Grieks beter hanteer hierso. Daar staan, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Here al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dis nou die anti-kris. Nou wat ons hier moet verstaan is die gemeente van Thessalonika het op daai stadium deur geweldige verdrukking gegaan, persecution vir hulle geloof. Hulle het swaar gekry. Dit het sleg gegaan met hulle. En toe kom daar mense met gesag wat heel moontlik gekom het en gesê het hulle kom in die gesag van Paulus en of hulle vir hulle geskryf het of hulle na hulle toe gekom het, maar vir hulle gesê het dat hierdie persecution wat julle ervaar, sê dat ons is in die dag van die Here. En dit het daai gemeente so benoud gehad, soos Paulus sê, julle hoef nie verskrik te wees, so hulle was verskrik. Hoekom? Want Paulus het in sy eerste brief hulle hele ding van die wegraping als verduidelik. So waar was hulle verskrik? Dat hulle die wegraping gemis het. En nou is hulle in die dag van die Here. En dit is wat daai misleidende briewe en goeders nou kom bring het hierso. En daarom moes Paulus toe vir hulle 'n tweede briefie skryf, 2 Tessalonisense, om vir hulle te kom sê, nee, julle is definitief nie in die dag van die Here nie, want die anti-kris is nie hierso nie. Met ander woorde, die teenwoordigheid van die anti-kris bewys dat die dag van die Here aangebreek het. Met ander woorde, wat Paulus vir hulle sê, julle is in die dag van die Here as julle die anti-kris sien. Dan weet jy is in die dag van die Here, in die tyd van oordeel. Nou met hierdie konteks in jou agterkop, kom ons gaan nou terug. Nou al die agtergrondwerk gedoen. So kom ons gaan nou terug en ons sal kyk wat skryf Paulus daar in 1 Tessalonisense. So in 1 Tessalonisense 5 vers 2 word die aanbreek van die dag van die Here beskryf soos die koms van 'n dief in die nag. In 2 Petrus 3 vers 10 doen Petrus dieselfde. En hy beskryf die dag van die Here as die koms van 'n dief. Nou 'n dief kom saggies. Hy glip skelm en onverwags in. En skielik word jy verras met groot skade. Daar is niks positiefs aan die koms van 'n dief nie. Jesus self sê in Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. In 1 Tessalonisense 5 vers 3 verduidelik Paulus nou hierdie stelling van hom verder. En hy sê wat hy daarmee bedoel, dan sê hy, wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Alles begin by 'n tydperk waar daar gefokus word om vrede en veiligheid op aarde te bewerk. En dis die eerste ding wat gebeur wanneer Jesus sy eerste seël breek in Openbaring 6 vers 1 en 2. Nou hier wil ek net goue saak duidelik maak. Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, Engels tribulation, verdrukking. Maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Met ander woorde, die verdrukking en die swaar kry, wat jy in hierdie lewe gaan ervaar, persecution, teenkanting, swaar kry vir jou geloof, wat dalk jou lewe kan kos. Dis 'n verdrukking wat nie van Jesus afkom nie. Dis 'n verdrukking as gevolg van die feit
dat jy jou geloof uitleef in 'n wêreld wat teen Jesus gekant is. Dis soos om te swem teen 'n stroom. En daai stroom raak net sterker. Daai stroom wil nie hê jy moet kan oorwin nie, maar jy hou aan swem. Daai stroom raak net sterker, hy druk jy raak moeg. En baie sê hulle kan nie meer nie, wil opgee. Wil maar net gaan en die stroom gaan jou vat. En baie word maar net deur die stroom gevat. En ander hou aan swem en dit begin pyn en dit raak seer en is 'n geknars om deur te druk, om te volhard, raak moeilik. Dis hoe dit werk, die verdrukking, die teenkanting wat ons ervaar in hierdie lewe op hierdie aarde. Omdat die wêreld boos is anti-Jesus. Die wêreld is in vyandskap met Jesus. En ons as sy kinders werk in teen hierdie vyandskap. Soos ons hier sit ons in 'n oorlog. Of jy dit nou weet of nie, jy's in 'n oorlog. Heeltyd, elke dag. Teen die bose teenwerking van Satan. Maar dit kom nie van Jesus af nie. Jy sien, want daar kom wel 'n verdrukking wat van Jesus afkom. Wanneer hy die anti-kris uitstuur met die breek van daai eerste seël. En dan stuur hy die anti-kris uit om soos 2 Tessalonisense 2 vers 9 en 10 sê, onder die mag en heerskappy van Satan te kan kom steel, te kan kom slag en te kan uitroei. Daar staan, deur die werking van Satan sal die koms van die wettelose mens gepaard gaan met volle magsvertoon, met bedrieglike tekens en wonders en met elke vorm van goddelose misleiding vir hulle wat verlore gaan. Hoor gaan mooi, Openbaring 5 vers 5. Net Jesus het die gesag en die reg om die seels van oordeel oop te maak. Niemand anders nie. Dis sy oordeel wat hy op sy bepaalde tyd oopmaak en uitstuur. Dis nie die duiwel se oordeel nie. Dis Jesus se oordeel. Dis sy seels. Hy het die reg om dit te breek. Dis hy wat die oordeele proklameer. En ons sien in Openbaring 6 vers 16, roep die mense uit en hulle erken die toorn van die lam. Hulle erken dat dit kom van hom af. Soos Jesus sy oordeel wat hy uitgee oor die aarde met die breek van die eerste seël, gee hy basies vir Satan 'n voertuig tot vernietiging hier op aarde in die vorm van die anti-kris. Jesus stuur daai perd uit. Die ruiter op daai perd sê kom, is nou jou dag, het jy. Met die mag van Satan, kan jy dink hoe jubel Satan, hoe graag wag hy vir daai geleentheid om sy volle boosheid te mag uitgiet oor hierdie aarde. Daai eerste seël julle is nie kinderspeletjies nie. Die oordeele van die Here is nie 'n ligtelike saak nie. Die anti-kris se opkoms, nou moet ons verstaan, dis 'n perd wat uitgaan, met ander woorde, dis nie net jy rock up en daar is jy nie. Daar's 'n proses van opkoms, soos 'n perd wat inry in 'n saak in. Is dit 'n opkoms wat moet plaasvind, die opkoms van die anti-kris. En dit gaan gepaard met die vestiging van vrede, die idee van vrede en veiligheid op aarde. Hoekom? Sodat die aarde 'n hero kan sien. Yes, hierdie ou bring nou vrede. Hy sort alles uit. So ons gaan luister na hom. Ons gaan hom volg. Ons wil hê dat sy gesag moet gesag dra op hierdie aarde. Dis hoe hy sy opgang gaan maak. Hy gaan dit opdaag nie. Hy gaan kom en deur die Satan se misleidende werke en sy kragtige oortuiging van misleiding gaan hy die wêreld kry om hom na hom te luister en hom in posisie te bring. In Daniël 9 vers 27 sien ons dat die anti-kris
sluit 'n bindende ooreenkoms met baie. En dis daai bindende ooreenkoms wat basies daai idee van vrede en veiligheid op aarde bring. En dit is alles deel van daai eerste seël wat Jesus breek. Maar nou sê Paulus, terug by ons skrif, volgende, net na die vrede en veiligheid, wat almal nou in oor gelukkig is, dan sê dan kom maar skielike vernietiging. En dis hier waar die oordeele van Jesus skielike vernietigende eienskap kry. En ons sien wanneer hy die tweede seël breek, in Openbaring 6 vers 3 tot 4, dan staan daar, toe hy die tweede seël oopbreek, het ek die tweede lewende wese hoor sê, kom, 'n ander perd, 'n vuurrooie, het toe uitgegaan. Aan sy ruiter is vergun om die vrede van die aarde weg te neem, sodat mense mekaar kon doodmaak. Aan hom is ook 'n groot swaard gegee. Besef jy die intensiteit waarmee hierdie oordeel kom? Hierdie vrede waarin mense hulle sekuriteit geplaas het, word net so weggevat. Vrede in sy totaliteit, in sy definisie, word van die aarde af weggevat. En al wat inbeweeg, is 'n gees van moord, van dood, van oorlog en bloedvergieting. En hoor mooi, daar's niks wat dit teenwerk nie. Ek dink is vir ons baie moeilik om in te dink, hoe lyk 'n wêreld waar vrede weggevat is? Want ons leef met vrede in Christus, so ons ken in ons DNA as gelowiges, ken ons net vrede. Maar kan jy dink wanneer daai weg is uit die aarde uit? Jou buurman kan dit besluit, hy wil jou nou doodmaak, want dis die gees wat heers. En daar's niks wat dit teenwerk nie, want Jesus werk nie sy eie oordeele teen nie. Die perd is uitgestuur om te gaan doen wat hy moet doen. Nou Paulus beskryf hierso dat die vernietiging wat skielik kom, is soos geboortepyne wat oor 'n swanger vrou kom. Nou ek ken nou nie van swanger wees nie. Ek ken van hierstene. Maar ek ken nou nie van swanger. Ek dink ook nie Paulus ken van swanger nie, maar hy verstaan dit nou so. Maar ek het wel gesien hoe my vrou 2 seentjies in die lewe bring, en ek kan net deur wat ek gesien het sê ek is dankbaar ek is nie 'n vrou nie. So ek verstaan daai geboortebyne. En ja, so wat ons hier uit moet sien, is hierdie vernietiging van Jesus se oordeele. Is nie maar net 'n once-off gebeurtenis en dit begin en is klaar en is nou verby nie. Moet net deur dit kom nie. En nee, dis 'n reeks vernietigende werke wat groei in intensiteit, soos geboortepyne van 'n swanger vrou. Julle wat kinders nou al gebaar het, julle weet, hy begin en dan raak hy al hoe meer intens. En dis hoekom Paulus dit so verduidelik. Die oordeele van die Here begin, hy raak al hoe meer intens, soos dit aangaan. Nou, ek gaan nou vir julle sommer vinnig lees, hoe groei hierdie intensiteit van hierdie vernietigende werke, soos wat aan Johannes in Openbaring gewys is. En ons het nou gepraat oor die eerste 2 seëls, en na die tweede seël van oorlog en bloedvergieting, dan volg die ander seëls in Openbaring 6. Julle kan dit maar self gaan lees by die huis. Maar dan volg hongersnood en ekonomiese swaar kry wat kom, gevolg deur die dood van 'n kwart van die mense op aarde weens swaar hongersnood, dodelike siekte en wilde diere. Mense wat tot geloof kom in hierdie tyd word vermoor. Dan kom 'n groot aardbewing wat die berge en eilande laat skuif, die son word donker en die maan soos bloed en die sterre val na die aarde. Nou kom die trompet oordeele in Openbaring 8, 9 en 11. Haal en vuur gemeng met bloed val op die aarde en 'n derde van alle bome en gras verbrand. 'n derde van alle seelewe en skepe word verwoes. 'n derde van alle vars water word vergiftig. 'n derde van die son, maan en sterre word donker. Dan kom daar demoniese sprinkane wat mense pynig so skerpioene.
Mense sal wil selfmoord pleeg, maar hulle sal nie kan nie. Dan volg vuur, rook en swaal wat 1/3 van die oorige mense doodmaak. Tog is dit nie klaar nie. Nou kom ons eers by die 7 bakke oordeele in Openbaring 15 en 16. Kwaadaardige swere kom op die volgelinge van die Antichrist. Die see word bloed en alle seelewe sterf. Die fonteine en riviere word bloed. En die son begin mense met vuur skroei. Dan word die koninkryk van die Antichrist in duisternis gehul en die mense byt op hul tonge van die pyn. Na dit droog die Efraatrivier op en al die konings trek op vir die groot stryd by Armageddon. En dan kom die laaste. Die grootste aardbewing sedert daar al mense op aarde was. Die stad Babylon en ander stede word verwoes. Eilande en berge verdwyn, terwyl groot haalstene op mense neerreën. Gemeente, dit is 7 jaar van oordeele van die lam. Sy toring wat hy uitgiet op hierdie aarde met groeiende intensiteit, soos geboortepyne wat op 'n swanger vrou kom. Maar, en ek hou altyd van die maar. Hoor mooi wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 3 tot 4. Hy sê, wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle, broers, is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Hoor jy hoekom Paulus, en hy maak 'n duidelike onderskeid tussen 2 groepe, 'n hulle en 'n julle. En die julle waarna Paulus verwys, is sy medegelowiges, want hy noem hulle broers. So hy is besig om met sy medegelowiges te praat. En hierdie julle, sy medegelowiges, sê hy vir hulle, hierdie dag gaan julle nie oorval nie. Nou, die ander groep is 'n hulle, en omdat die julle sy medegelowiges is, beteken dit die hulle is nie gelowiges nie. En die hulle gaan deur hierdie periode van oordeel moet gaan. En dit bring my by die goeie nuus. Want ek glo in die goeie nuus, soos Paulus in die goeie nuus geglo het. Ek glo nie in die goeie nuus met attachments aan nie. Ek glo in die volle goeie nuus. En hierdie is goeie nuus. Kyk wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 4 en 5. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Hierdie dag van die Here van vernietiging kom soos 'n dief in die nag. Baie belangrik. Dit kom vir diegene wat in die nag is, wat in die duisternis leef. Nou sê Paulus vir sy medegelowiges, die dief kom nie in die dag nie, en julle is kinders van die dag. Met ander woorde, die dag van die Here kom nie vir gelowiges nie. Romeine 2 vers 19 sê, verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Hom sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 9 en 10, onderstreep hierdie skrif. Onderstreep en gaan besoek hom gereeld. Daar staan, want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlossing te verkry. Hy wat ter wille van ons gesterf het, sodat ons, of ons nou wakker is
en of ons slaap, menende of ons nog lewe en of ons al dood is, saam met hom kan leef. Nou hierdie woordjie veroordeling wat Paulus hierso gebruik in Grieks is orgai. En ons het gesien dat orgai is die Grieks vir die Hebreëse woord zaham wat Daniël gebruik om te verwys na die periode van die Antichrist. Totale 7 jaar van die Antichrist. En Paulus sê ons is nie bestem vir orgai nie. En Paulus wil so graag hê dat die kerk moet vashou aan hierdie goeie nuus. Want hy sê weer in 1 Tessalonisense 5 vers 11, weer, bemoedig mekaar hiermee. Onthou aan die einde van die wegraping gedeelte in hoofstuk 4 het hy ook afgeëindig, bemoedig mekaar hiermee. En hier kom hy na hierdie gedeelte wat hy die dag van die Here hanteer, en hy sê, bemoedig mekaar hiermee. Weet jy hoekom? Want die duiwel kom in, om vrees te saai, van wat ander kan die bult lê. Daai openbaring, hoekom is die kerk bang vir hom, want ons is bang vir wat daar gaan gebeur. Ek kan nie vir jou die goeie nuus vertel en sê, jy moet maar bid dat jy nie leef in die einde nie. En die Antichrist sê, jy moet jou kop afkap. Dis die goeie nuus nie. So die duiwel kom met daai ding, om daai stuk vrees net daar te los. En weet jy wat doen? Hy steel die hoop. En ons het in die tweede preek oor hierdie onderwerp van die eindtyd gepraat, die belangrikheid van hoop, want hoop is waarmee ons getuig in hierdie lewe, in hierdie wêreld. So wat doen die vyand? Hy kom met vrees, en hy druk hy hoop, probeer hy hoop laat druk, en wat Paulus wil kom doen, ek wil vir julle goeie nuus vertel. Hoekom, as dit nie vir ons bestem is nie, hoekom al hierdie detail oor openbaring? Juis, sodat ons hoop kan hê. Om te kan sien, wow, dis waarvan Jesus my spaar. Dis hoop. Dit maak jou emmertjie, jou lampie vol hoop. Dis die goeie nuus. Nou, hoekom is ons as gelowiges nie bestem tot veroordeling nie? Want sê Romeine 5 vers 1 tot 2. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Deur die kruiswerk van Jesus en deur jou geloof in hom, is jy geregverdig. Totaal vrygespreek van die sondeskuld wat joune was en myne was. Totaal vrygespreek. Vir altyd. En weet jy wat? Nou is daar vrede tussen ons en God. En weet jy wat beteken dit? Verhouding, vrymoedigheid. Ons kan nou met vrymoedigheid kom vir God die Vader en ons kan vir hom sê, Abba Vader. Ek hoef nie nou deur 'n laken te moet wag en iemand moet namens my ingaan nie. Ek kan nou met vrymoedigheid voor die almagtige God kom en met hom praat soos 'n pa. Hoekom? Want daar is vrede. Wanneer God na my kyk hy met 'n absolute vrede. Ek het niks teen jou nie. Hoekom? Want hy sien Jesus wat ons tussenganger is. En hy sien Jesus se kruiswerk. En hy sien waar daar staan, forgiven, redeemed, set free. Ons kan nie onder 'n toekomstige oordeel staan, waarvoor ons reeds volledig vrygespreek en geregverdig is nie. En ons staan nou in hierdie genade, hierdie waarheid wat nou vir ons hierdie hoop gee, op 'n toekoms wat voorlê, waar ons kan deel in die heerlikheid van God, daai oomblik wat ons in die wolke 'n nuwe liggaam kry, om te kan deel hê aan sy heerlikheid, 'n toekoms by hom. Dit is 'n heel ander storie vir diegene wat op aarde bly. Maar hierdie woordjie bestem wat Paulus gebruik in 1 Tessalonisense 5 vers 9,
beteken tog dat dit 'n periode is wat beplan is vir 'n sekere groep mense. Dis nie vir ons bestem nie, maar vir wie is dit dan bestem? Nou hierdie is 'n hele onderwerp op sy eie. 'n Groot studie, 'n lieflike studie om te doen. Ek gaan dit net vir julle noem vir volledigheid, maar ons het nou nie tyd om dieper in dit te gaan nie. Maar eerstens, hierdie tydperk, hierdie 7 jaar van veroordeling is beplan en bestem vir die redding van God se volk Israel. Maar vir dit om te gebeur, moet hulle deur 7 jaar van sy oordeel gaan, wat hy met hulle moet afreken oor hulle ongeregtigheid. Jeremia 30 vers 7 sê, helaas, want daardie dag is groot en sonder gelyke, dit is nou die dag van die Here. Dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. Wie is Jakob? Jakob is Israel. Jakob is nie die kerk nie. Jakob is Israel. God het 'n plan met sy volk. Die hele doel van die 7 jaar verdrukking is om Romeine 11 vers 26 in vervulling te bring. Dat die hele Israel gered sal word. Gaan lees Romeine 11. As jy nou nog sit en wonder oor Israel, en jy maak hulle af as maar net niks, wil ek vir jou vandag sê, gaan lees Romeine 11. En kom in lyn met die waarheid. God is nie klaar met sy volk, die appel van sy oog nie. As jy Openbaring gaan bestudeer, gaan jy sien, meerderheid aktiwiteit is gefokus rondom Israel en Jerusalem. Hoekom? Want God is bemoei met sy volk. Die tyd van die kerk is verby. Ons is by hom. Nou werk hy met sy volk. En hy moet met hulle dissipline toepas. Hy moet sy oordeele oor hulle uitgiet. Want hulle het nie die kruis van Jesus aanvaar nie. Toe Jesus die oordeele geneem het nie. Dit gaan nie 'n maklike tyd vir Israel wees nie. Maar God het een plan voor oë en dis die redding van sy volk. As jy daaraan dink, die 2 getuies in Openbaring, die Here stuur hulle nie New York toe, of Washington DC of Withuis toe nie, hy stuur hulle nie Kaapstad toe nie, hy stuur hulle nie China toe of Australië toe nie. Waar gaan hulle? Jerusalem. Die 144,000 wat die Here kom en merk met sy naam op en sê hulle syne, wat hy uitstuur as evangeliste in daai tydperk, wees dit Jode. Al 144,000 van hulle Jode. Hoekom? God wil sy volk red. God is bemoei met sy volk. Beteken dit dat die Here absoluut opgee op die res? Nogals nie. Openbaring 14 lees ons hoe die engele oor die hele aarde gaan vlieg en die evangelie gaan verkondig, sodat elke stam en taal en groepie waar ook al dit is, sal die evangelie hoor. Dis die vervulling wat Jesus in Matteus 24 sê, dat die evangelie sal aan almal verkondig word en dan sal die einde kom. Die Here se genade gaan steeds uit, maar weet jy wat is die hartseerste? Mense gaan die evangelie hoor. Baie gaan tot redding kom en hulle gaan hulle lewens onmiddellik verloor. Maar daar's ouens wat net verharding van hart sal hê, wat eerder maar in die weë van die anti-kris wil bly. So die tweede groep vir wie die oordeele bestem is die goddeloses. Efesiërs 5 vers 6 tot 8 sê, laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig, leef as kinders van die lig. 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12, deur die werking van Satan sal die koms van die wetlose mens gepaard gaan, met volle mags vertoon, met bedrieglike tekens en wonders, en met elke vorm van goddelose misleiding vir hulle wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te kon word nie.
En daarom laat God die krag van dwaling oor hulle kom, sodat hulle die leuen sal glo, en sodat almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaag vind in die ongeregtigheid, veroordeel kan word. Ons sien maar net hier weer, dis God wat die anti-kris uitstuur, as 'n werktuig van Satan, om met krag en dwaling te kom en dit te bring oor almal wat ongeregtigheid liefhet. Vriende, Jesus het nooit bestem dat sy diergekoopte bruid, wat hy met sy eie lewe voorbetaal het, sy diergekoopte bruid, sy geheiligde bruid, die bruid vir wie hy so lief is, hy het nooit bestem om haar in die hande en onder die heersende mag van sy aardsvyand, die Satan en die anti-kris te plaas nie. Wat ek wil hê jy moet besef vanoggend, jou toekoms in Christus is net goeie nuus. Wanneer jy Openbaring lees jy dit met 'n bril van net goeie nuus. En dis hoekom hy vir ons sê, geseënd is jy as jy hierdie boek lees. Want weet jy wat se seën bring hoop in jou lewe? 'n Mens wat sonder hoop is op 'n baie slegte plek. Maar wanneer jy verstaan waaroor Openbaring gaan en waar jy inpas, dan bring dit soveel hoop en dit is 'n seën in jou lewe. Ek en jy het 'n hoopvolle verwagting. Dis waarmee ons hierdie lewe ingaan, te midde van die persecution wat ons nou ervaar, want dit is so tydelik. Maar ons het 'n hoopvolle toekoms. Want, sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As daar geen veroordeling is nie, dan is daar geen veroordeling nie. Ek los jou met hierdie vraag, begryp jy werklik wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het? Besef ons wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Hy het alles gedoen. Hy het God se oordeel, God se toorn oor ons ongeregtigheid op hom gevat, volledig. En hy het afgereken met daai oordeel, volledig, vir altyd. En al wat hy nou vir ons sê is, daar is dan nou geen veroordeling vir julle wat in Christus is nie. Prys die Here. Prys die Here. Walde, ons kan maar. Vader, dankie vir die voorreg om u naam Jesus te kan uitroep as ons redder en verlosser. As ons hoop en ons veilige vesting. Wanneer u vir ons sê, Jesus, u is by ons tot aan die einde van dae, dan is u by ons. Want u is die beskermer van u bruid. En ons loof u, Jesus, ons loof u vir wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Daardie onsaglike liefde wat ons nie kan beskryf in woorde nie. Here, ons kan lees in Openbaring hoe lyk die oordeele. En dan besef ons, u het dit op u geneem, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dankie, Jesus, dat die dief nie vir ons kom nie, maar dat u vir ons kom, sodat ons kan deel hê aan u heerlikheid en by u kan wees vir altyd. Ons loof u naam, Jesus. Amen. So enige iemand is wat nog nie hierdie vrede ingegaan het, waarvan Wim kom lees het nie. Wat sit met die vrees op die dag van die Here.
wil ek jou nooi om na die tyd net hier vorentoe te kom, to step into everlasting peace. Moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Want Jesus het gesê, my vrede laat ek vir julle. Wow. Kyk gou vir my. Die genade van Jesus Christus en die volheid van die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is met elke een van julle tot aan die einde van dae. Amen.